Here, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Here, dankie vir die wonderlike reën wat geval het. Here, dankie vir u goedheid in alles. Dankie dat u 'n goeie God is, dat u 'n getroue God is, dat u 'n liefdevolle God is. En dat ons u kan ervaar op verskillende maniere, hoe ons dit ook al nodig het, Here. Waar ons deur sekere emosies, sekere seisoene gaan, Here, waar ons soms gelukkig of hartseer is, waar dinge dalk maklik of uitdagend is. Here, in alles ontmoet u ons op die plek waar ons is en neem u ons verder en nader aan u. En Vader, ek bid dat vanoggend soos ons tyd in die woord spandeer, dat u die woord lewend sal maak in ons gees, Here. Father, that the word will speak to us this morning and that the word will change us, Father, into the fullness of what you have for each one of us. Thank you, Lord, for the opportunity to hear your word, to read your word, to pray your word this morning. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Vanoggend goddelike ontmoetings, divine visitations. En soos ek al reeds gesê het, ek was hierdie week, het ek die voorreg gehad om bietjie in die Karoo te kom. Ja, en dit is 'n hele ander wêreld. Die stilte, die anderste mooi. Ek wat destyds ook die voorreg gehad het om te boer vir 'n seisoen van my lewe, en as jy opkyk na die hemel, ja, sien jy die sterre en die Melkweg, alles net soveel duideliker, want daar's geen dorpsligte nie. Dit is eintlik wonderlik dit hoe die Here die heelal en alles gemaak het om ons, en wanneer jy van een plek na 'n ander plek beweeg, die mooi wat jy weer daar ervaar. Vir my is dit altyd wonderlik om net stil te raak en net te wees. Die bossies, die klippe, die grond, alles het 'n doel in die wêreld. Nou, verlede week het ons gehoor wat die woord vir ons sê. Wat gebeur as ons God se woord gereeld lees? As ons sy woord gereeld bid? Dit doen wat aan ons? Dit transformeer ons, dit verander ons, daar vind iets in ons plaas. En in dit, soos ons tyd in die woord spandeer, en ek het die voorbeeld gebruik van die seiwurm in die kokon. Jy kan niks sien nie, maar wanneer die seiwurm daar ingaan, is dit 'n wurm, maar as jy die ander kant uitkom, is dit 'n mot, 'n vlinder, 'n skoenlapper, wat jy dit ook al wil noem, maar daar het iets in hierdie kokon plaasgevind, en ons het gesê, dit is wat in die woord gebeur. Wanneer ons tyd in die woord spandeer, verander die woord ons van binne, en iets verander, dan soos dit van binne verander dit na buite. Now, as we read the word of God, we see that there was many visitations, right from Genesis through to Revelations, many visitations, and it often explored God's active involvement in the lives of individuals. Not just individuals, but also communities. What happened when he visited individuals and communities? And as he intervenes, he blesses. Change is happening. Verandering vind plaas. And divine visitations carries the redemptive purpose of God. It carries the redemptive purpose of God, a manifestation of his mercy and salvation. Sy genade en sy verlossing. Dis wat dit bring in ons lewens. Ons weet, Jesus, toe God die Vader sien, maar daar moes 'n plan gemaak geword het,
sodat ons gered kan word van die sonde las, het hy wat gedoen? Hy het Jesus gestuur, sy seun. So ek wil teruggaan na Josef en Maria vanoggend, dat ons net kyk wat die woord vir ons sê, spesifiek van Maria, hoe verandering in haar lewe plaasgevind het. Want soos elkeen van ons, jy het 'n visie, jy het iets wat jy nastreef in jou lewe, maar dan gebeur daar iets dat verandering plaasvind. En in Maria se geval het dit so plaasgevind, deurdat 'n engel aan haar verskyn het. Want sy was besig om haar reg te maak om die vrou vir Josef te word. Sy was reg om met hom te trou, om sy vrou te word. Kom ons lees in Lukas 1 vers 26. En in die 6de maand is die engel Gabriel deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. So God stuur die engel Gabriel na 'n stad met die naam Nasaret. Die engel Gabriel het aan Maria verskyn. Ons ken die verhaal. Ons lees dit. Toe ons kinders was, het ons, en ons leer ons kinders daarvan, het die engel aan Maria verskyn. En hy verklaar aan haar dat sy 'n bonatuurlike ontmoeting deur die werking van die Heilige Gees gaan ontvang. 'n bonatuurlike ontmoeting deur die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees is 'n persoon. Die Heilige Gees is een van die 3 eenhede van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En dit is hy sy eie persoon met voorkeure en afkeure. Hy het 'n sekere funksie in die goddelike 3-eenheid. Hy's nie ons diensknegt nie. Hy's nie ons slaaf nie. Hy's God. Ons moet dit besef. Want baie keer kan mense dink, dis net 'n gees. Nee, dis 'n persoon. Dis 'n persoon van die 3-eenheid van God. And when we look at this piece, one thing the Holy Spirit is commissioned to do is to supernaturally influence man's life. To influence our lives supernaturally. Making a bond slave of us in order to give us liberty to do God's will. To love Him and to do His will. And when we look at Mary, Mary found favor in the sight of God. She found favor as a willing and yielded servant. She had a mind set on one thing, but in that God had favor on her life. That's why He chose her to be the mother of Jesus. Ons kan baie keer dink, ons lees die woord, ag en dit het maar net gebeur. Daar waar jy woon, daar waar jy werk, daar waar jy dalk skool gaan, daar waar jy op universiteit is. Jy het 'n doel vir jou lewe alreeds uiteengesit. Hier stuur God 'n engel na jou toe. En sê maar, hier gaan verandering plaasvind. Wat gaan jou reaksie wees? Wat gaan my reaksie wees? In dit. Mary was chosen to bring forth a new time. She was chosen to bring a new love, all of which was manifested in Jesus Christ, the Son of God. Chosen by God. You are chosen by God to do a certain thing for Him on earth. He will reveal it to you.
And as Mary had favor, we as children of God must also have the same favor with God in order to be endued with the power of His kingdom. How do we find favor? How do we find favor in the sight of God? How did Mary qualify? Want het is makkelijk om te sê, ag God het maar net vir Maria uitgekies. Maar daar was 'n rede hoekom hy haar uitgekies het. En ons kry dit in Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Blessed are those who is pure in heart. Geseend, salig is die wat rein van hart is. En dadelik gaan ek na my hart, die Here, is ek rein van hart. Nie Bertie nie, nie Ronel nie, ek moet na my eie lewe kyk. Is ek rein van hart? Heel eers teenoor God, en dan teenoor ander mense. Is ek werklik rein van hart? Almal van ons wil God sien. Almal van ons wil eendag by hom wees. En elkeen van ons gaan deur verskillende situasies, ons gaan deur verskillende seisoene. Maar tog sien baie nie die bonatuurlike van God nie. Soms ervaar baie dit nie. Daar is verseker voorbeelde van die van rein van hart. As ook die van die besoedelde hart. Want as 'n rein hart is, dan moet daar 'n ander hart ook wees. 'n Besoedelde hart. En dit is daai wat die vlees die heeltyd teen die gees veg. Ons vlees veg die heeltyd teen gees. Godsdienstige vlees sal dink dat die beweging van God onaangenaam is, want hy wil nie verander nie. Hy wil nie, baie keer sit in ons denkpatrone, ons wil nie verander nie. Ons wil nie ons liggame verander nie. Hoe kan die mens God se doel verstaan, wanneer die mens se motiewe beheer word deur sy eie wil om te wen, of om in beheer te wees? Ek wil in beheer wees van alles. Nee, I need to let go. Wat hierdie week met my gebeur het, daar was so 'n oomblik, wat ek stil geraak het. En dis asof ek het net die Here ervaar. En ek het ervaar, hy vra vir my, gee vir my alles. En dit, ek het half stil geraak, ek sê, Here, alles in my hande. Ek sê, ja, Here, ek sal alles in die hande gee. My calling, my gesin, gemeente, alles, my huis, my kar, my lewe. Ek het nog die klippies op die grond so gevoel. Ek gee vir alles. Alles is U se. Dan voel jy nogal leeg. Dis 'n oomblik gewees wat ek net besef het, die verandering het gekom. Nie oor my goedheid nie, inteendeel. Iets het gebeur en ek kan dit nie beskryf nie.
En ek sê vir die Here, maak nie saak hoe my pad vorentoe lyk nie. Ek wil in sy wil bly. En ek wil vanoggend vir jou vra, gee jy alles in die Here se hande? En dan sê ek, alles. Gee jy alles vir hom? Die vleeslike mens kan nie vlees verstaan wat aan die gees oorgegee is nie. Dis vir die vlees ongemaklik. Op dieselfde manier as wat dit vir Michael was, as hy na sy lewe kyk, na haar lewe kyk, toe sy by die venster uitgekyk het, en gesien het, wat Dawid doen. Nou wil ek vir jou vra, en vir myself vra, as ek 'n Dawid. Kom ons lees gou in 2 Samuel 6 vers 16. Toe die ark van die Here, die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, juis deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Here, en sy het hom in haar hart verag. Sy het hom in haar hart verag. Ek wil dit in die Engels ook lees. Now as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. She despised him in her heart. Change must happen within our hearts. That's where change must happen. It's easy to say to the Lord, Lord, I hand everything into your hands. I give everything to you. We can speak it, but does it happen in our hearts? And it's not easy. Dis nie maklik nie. It wasn't easy for me this week. At that moment when it happened. When the carnal mind tries to control the spirit, it will produce barrenness. When our mind wants to control what God is trying to do within us, in our spirit, it will produce barrenness in our lives. A virgin spirit will not take other lovers into her heart. A virgin spirit, pure before God, won't take other lovers into her heart. She will be filled with the power of God. The power of God walking according to His Spirit. I had a conversation with someone this week, and we end up in this conversation. We can't walk only by sight. We can't walk by might. We can't walk in our own will, in our own way of doing things. We need to walk by the Spirit. That's where we came out in our conversation as we spoke this week. And we see it in this piece also. Many people love God. They love Him. But true affection are actually devoted to their fleshly desires. I love you, Lord, but Lord, I still want to do my own thing. I still want to do what I want to do, not what you tell me to do. And as soon as they have self-directed affection, they lose their purity of heart. They lose it. Then they are not able to see God in the circumstances of life. We need to see Him in the circumstances of our lives as we walk with Him, as we pray, as we seek Him. Lord, what's your will for me now? What do you want me to do now? This thing is before me. I need to make decisions. Here, wat sê U vir my? Hoe moet ek nou maak? In elke omstandigheid van my lewe. Aan die ander kant is Maria 'n voorbeeld van die rein van hart. 'n rein hart. Sy is die perfekte voorbeeld daarvan. Want sy het geweet,
God kan enige iets moontlik maak. Ek kan nie aan my eie wil, my eie emosies, my eie denke vashou nie. God weet beter. Hy weet beter vir my lewe. Al sien ek dit nie nou nie, al ervaar ek dit nie nou nie, hy weet beter vir my lewe vorentoe. As ons na koningin Ester kyk, nog 'n persoon wat guns gehad het, nog 'n persoon wat rein van hart was. Ester het guns gevind by Hegai, 'n simbool van die Heilige Gees. Julle kan dit gaan lees in Ester 2 vers 9. Ek gaan dit nie nou lees nie. Wat het Hegai gedoen? Hy het die taak gehad om die vroue voor te berei om voor die koning te verskyn. Dit was sy taak om hulle voor te berei. Hy het vir hulle sekere middele, sekere inligting deurgegee. Wat hulle mag, wat hulle nie mag nie. Wanneer hulle voor die koning verskyn, maar vooraf is daar sekere goed wat hulle moes doen. Maar vir Ester het hy spesiaal hanteer. There was favor on her life. He gave her more information. Hy het vir haar meer informasie gegee. Hy het vir haar meer en beter skoonheidsmiddele gegee om voor die koning te verskyn. Guns wat sy gehad het as gevolg van 'n rein hart. The Holy Spirit is making our hearts pure so that we can see God. Purity of heart. As He purifies our hearts, every circumstance guides us in the right direction. As we open our heart and say, Lord, guide us. He guides us to Christ alone. Lei ons na Jesus. Dis al. Leading us, influencing our lives to form Christ in us. Because Christ's character are the only ones acceptable to the Father. Mense, jy kan jou lewe op hierdie aarde leef. Ek was jonk. Ek probeer my lewe voluit leef, volgens die wil van God, heiliglik, vir jare al. Maar as kind het ek geleef en gedink ek kan nie sterf nie. Jy daai van, jy leef net en jy, kom hier, regte Afrikaanse woord is vang nonsens aan. En jy dink, die kanse wat jy vat, alles wat jy doen, dit gaan nie effek hê op jou lewe nie. Dit het die effek. Dit het die effek op jou lewe. Dalk trek jy vandag daar. We need to be guided and influenced by Christ in our lives. He gives us what we need for purification. As Haggai gave to Esther, God, through the working power of His Spirit, gives us what we need for purification. En wanneer ons kyk weer na Maria, sien ons dat toe die Heilige Gees, toe die Heilige Gees oor Maria gekom het, het hy die Christus, die verlosser van die wêreld, in haar gevorm. Wow! Hy vorm Jesus Christus, die verlosser van die wêreld, in haar baarmoeder. God kan jou gebruik, nie soos hy Maria gebruik het nie. Maar jy kan dieselfde impak hê in hierdie wêreld, in hierdie dorp, in die omliggende dorpe, waar die Here ons toegang gegee het om te spreek. Kan jy 'n impak maak, wat niemand anders te kan doen nie. Dit wat die Here in jou geplaas het, dit wat hy in jou geplaas het, kan net jy vermag. Ek kan dit nie doen nie. My vrou kan dit nie doen nie. Bertie kan nie doen dit wat die Here in Rousseau gesit het nie. Dieselfde vir elkeen van julle. Net jy kan dit doen. En hierdie Here vir Maria gebruik
om Jesus in haar te vorm. Hy sê vir haar dat sy swanger gaan word en dat sy naam Jesus gaan wees. Sy het haar vraag gehad van hoe is dit moontlik? Hoe kan dit alles gebeur? Sien dat dat sy by geen man was nie. Hoe gebeur dit? En die verduideliking wat hy gegee het. Kom ons kyk wat die engel sê in Lukas 1 vers 35. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige Gees wat gebore word, seun van God genoem word. En die engel sê dit ook so mooi, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that one who is to be born will be called the Son of God. That one with a capital letter, who is going to be born, is called the Son of God. The supernatural event of Jesus Christ's birth was not by means of flesh, but by the touch of God. We need the overshadowing of the Holy Spirit in our lives. We need Him daily. Daily to be guided by Him. Die geskenk, die krag van die Gees van God het ons nodig sodat ons 'n nuwe dimensie van krag in ons lewens kan ingaan, net soos Maria aangegaan het. Die kerk in geheel het die volwassenheid in Christus nodig. Soms kry jy persone en hulle beweeg rond, hulle sit amper nie stil nie. Maar dan het geestelike hoogmoed ingekom. Mag daar nooit geestelike hoogmoed by my of iemand in ons gemeente wees nie. Dis die hardste wat jy val. Maar die een bid so en die een bid so. Die een praat so of so. Die een kan in tale praat, die een nie. Het jy 'n rein hart? We are all equal before God. 'n posisie is niks. Dis niks. Ek voel vir my ek kan op 'n stoel kom sit en met julle praat vanoggend. A position is nothing. Belangrik om te weet, geestelike volwassenheid is totale gehoorsaamheid aan God en om sonde neer te lê. Dis geestelike volwassenheid. Totale gehoorsaamheid aan God en om sonde neer te lê. Spiritual maturity is total obedience to God and putting sin aside. Not what you can do. Sin can so easily creep in. So easily. Sin to the Holy Spirit. Anything that can separate us from the divine will of God. Such as self-righteousness, pride, criticism, not obeying Him. What kind of prayer are you praying? What kind of prayer are you praying? What is your desire? Prayers are not words, they are our desires for God. Listen carefully. Prayers are not words,
It's our desires for God, not our desires for things. Because we can so easily want to desire things. Lord, do this and this and this and this in my life. And when you have done it, okay, by God, I'm moving on. Desire for God, not things. Psalm 73 verse 25. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. That's what David said. There's none other than you that I desire, Lord. That's what he said. The Holy Spirit is a person of divine power who changed the course of our lives. As we yield and desire God. God, wat is your will for my life? Here, wat is u wil vir my lewe? Ek begeer om u wil na te sien. Ek begeer u, Here. Soos wat baie van julle my storie ken, waar ek geboer het eers, en waar ek nou in die bediening is, waar ek van 'n seentjie af net wou boer. En ek het, vir 'n sekere tyd, en waar die Here gekom het, my geroep het, en waar verandering in my gees plaasgevind het. Lord, I want to desire you. I desire you. I want to do your will. En het ek foute in dit gemaak? Ja. Ek het. Maar in dit het die Here gekom en genade gehad. Ons maak foute. Ons is mens, ons maak foute. Maar ons moet leer van hy foute en ons moet aanbeweeg. So die Here verander ons begeertes. Ons begeerte moet na hom wees. En wanneer ons, Maria het die volgende gesê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord, Lukas 1:38. Hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u wil. Nie volgens my wil nie, Here, maar volgens u wil. En soos Maria toegegee het, het die Heilige Gees oor haar gekom en haar begeertes het verander. Haar begeertes het verander. Eers is sy begeer om met Josef te trou. Ek wil met Josef trou, ek wil by Josef wees. God kom deur die woorde van 'n engel en die oorskadu van die Heilige Gees en alles verander. Alles verander. Haar begeerte het verander en dit was om Jesus, die koning in die wêreld te bring, die verlosser in die wêreld te bring. Hoekom? Sodat die woord vervul word. Hierdie woord wat ons lees, hierdie woord wat ons transformeer, die geskrewe profetiese woord van God, wat ons verander, sodat hierdie woord vervul kan word in ons lewens. Wat sê die Here vir jou? Daai lied wat ons gesing het, wie is ek? Wie is ek? Dit het my diep laat dink. Vanoggend het dit my diep laat dink. Wie is ek? Mary went through many criticisms, many bad words from people, misunderstandings, but still her only desire was to be obedient. So, net om gehoorsaam te wees. She wanted to be a vessel used by God so that what he wanted to accomplish within this world could be accomplished through her yielded life. In order for me, in order for you to know God's power, our desires have to be changed in order for us to desire his kingdom. Begeerte te hê na hom, na sy koninkryk.
Eve lost her vision of God by desiring the fulfillment of her fleshly ideas of holiness. She lost it. Mary submitted her ideas to God and experienced rejection from others because she knew she wasn't able to comprehend the mind of God. Aanbiddingspan kan vorentoe kom. Our desires need to be after God. Ons begeerte moet na hom wees. En in hom, tot hom, in hom en deur hom sal alles gebeur volgens sy wil vir my lewe en vir jou lewe. Philippians 2 verse 5, let the mind be in you which was also in Christ Jesus. Let the Holy Spirit touch the motives of my life and of your life, so that our desires will be to know Him. Maar not just to know Him, but to know Him in His fullness. Om hom in sy volheid te ken en te weet wie hy is. So that we will not just have visitations from Him, but that we will come to a place of habitation, a dwelling, a place of dwelling where we can know Him as a Father, where we can know Him as a friend, where we can know Him as our Savior, waar ons hom ken as God die Vader, waar ons hom ken as 'n vriend. Kom ons staan. Vader, elkeen van ons staan voor U vanoggend. Here, U ken elkeen van ons. Here, U sê in die woord, die hare op ons hoof is getel. Elkeen van ons. En Vader, soos ons vandag hier staan, kan ons sien, die mense met baie hare. Maar Here, U sê, elke haar op jou hoof is getel. Vader, ek bid dat die begeertes wat ons het, as dit nie in lyn is met U nie, Here, dat U sal kom deur die werking van U Heilige Gees, en dat U sal kom verandering bring in ons gees, Here. Father, that You will bring us to a place where we let go of our fleshly ideas, our fleshly desires, and that our only desire will be towards You, Father. That we will desire You, Father. As You visit us, Father, as we have divine visitations from You through dreams, through visions, through angels, by the working power of Your Spirit, Father, that we will open ourselves to receive, to hear, to learn, and to change our ways if need be, Lord. Here, dat ons op 'n plek sal wees waar ons kan sê, ek gee alles in U hand. My lewe en alles in U hande, Here. Vader, ek bid dat U elkeen sal ontmoet hierdie week. Here, ek bid dat elkeen sal stil word voor U, afsonder vir 'n tyd, om U stem te hoor. Eerste om hulle eie harte ondersoek, Here. Is hy besoedel of is hy rein? En dan om alles in U hande te gee as dit nog nie gedoen is nie, Here.
everything, submitting into your hands. I pray, Father, that you will visit us. I pray, Lord, and I speak that you will visit us in Jesus' name, through dreams, through visions, by sending angels, Lord, speaking to us through the working power of your Spirit, that divine visitations, that's only from you. Sê vir u dankie, Here, dat u genade groot is vir ons. Here, dat dit maak nie saak hoeveel foute ons al gemaak het, wat ons al verkeerd gedoen het nie. U genade is groot vir ons as ons na u toe kom, dit bely en vorentoe beweeg saam met u. Dankie, Here, dat u 'n God is wat met ons tyd maak. 'n God is wat met ons tyd wil spandeer. En ek bid, Here, maak ons honger om tyd in die woord te spandeer. Honger om deur drome, visioene, deur die werke van die Gees met u te praat. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.